Goeiemôre broers en susters, welkom by Huis van Gebed. Wat 'n voorreg en eer is dit weer in die oggenduur. Net om al die lof en eer aan die Here te bring, deur die genade wat God in ons skenk. Ja, ek moet eerlikwaar sê, ek het gisterand met 'n groep gestig, want dit vat nogal lank om almal een vir een die boodskap te stuur, al het ek nie omgegee nie. En Karen wys met te neem, want daar's 'n maklike manier, jy trek dit al die mense af vir wie altyd die boodskappe aanstuur. En dan stig jy 'n groep van Huis van Gebed. En ja, ek was opgewonde, want ek het baie in die oggende gesien, dan sien jy al die blou merkies wat die mense oopgemaak en gelees het. En dit was die eerste mense waarna toe afgetik het op my groep. En dan sommiges het net een swart merkie gehad, het twee swart merkies gehad, wat dan nog gewys het, hy is afgeliewer, nog nie gelees nie, aan een is net een merkie goed. En ek wou dit nou nie opsit nie, omdat ek gedink het, hierdie mense lees nooit daarna nie, of kyk nie daarna nie. En ja, en die Gees van die Here sê dit vir my, los hulle op jou groep. Want 'n mens weet nooit wanneer iemand daai pad langs kom en net druk om te wonder wat daar aangaan nie. En ja, so ek het almal, wat toe ek kan nie onthou wie almal nie, partymal is dit mense wat gebel het. Ek het sommer almal net ge-add. En van die Here gesê, versprei die evangelie, gaan die ganse wêreld en gaan verkondig die evangelie van Jesus Christus, hy wat glo en hom laat doop sal gered word. En ja, dit is my uitkykpunt in die bediening, is net om die evangelie van die Here te bedien. En my hart op te maak vir die Here. En weet jy, broers en susters, toe ek gisterand so boodskap stuur, en jy sien net, hoe kom die name op wat hulle onttrek van die groep af. En wat vir my as persoon aangeraak het was, maar daar was altyd die blou streepies, dis altyd mense wat die woord was met uit en dan was die blou merkies daar gewees. En ek kon dit nie verstaan het nie. En ek kan nie dink nie, en laasdag lê ek en ek slaap en ek kry 'n nagmerrie, iets verskrikliks. Dus ek het al wakker gesruk, toe ek sopnat gesweet, want ek droom van mense wat kankers het, en wat hierdie erg siektes het, en dis werklik net erg. En ek word wakker, en Karen word wakker, en ek sê van wie, ek het 'n verskriklike nagmerrie gehad, ek het 'n verskriklike droom gehad. En ek kom hier na my, ek sal maar sê, my study toe, en ek kom sit hier agter my op 'n bank, en ek kom en ek deel met die Here, en die Here is besig om by te praat laasnag. Hoeveel kinders van die Here sit in die kerk vandag? En dan steek ons hande op, ons is kinders van die Here. En as jy iemand vra, dan sal die persoon vir jou sê, ek het my geloof, ek het my kerk. En weet, dit is al die blou merkies wat jy altyd sien. En ek sê, Here, maar ek verstaan nie die goed nie. Vir my was dit, die boodskap van die Here word uitgedra, en mense lees daarna, en hulle vertel hulle vriende daarvan. Wat veronderstel is om reg te wees, weet jy, want as jy opgewonde raak oor die dinge van die Here, dan vertel jy vriende hoe goed is God, en hoe groot is die Here. En vanoggend se boodskap gaan om aan Christus te behoort. Om aan Christus te behoort. Weet jy, my broers en susters, ek dink, Huis van Gebed is, want om te bid,
is regtig een van die maniere om seker te maak dat jou lewe met die Here reg is. Dis wanneer jy jou sondes voor God kan bely en jou hart voor die Here kan uitpraat. Dis gebed. En vanoggend sin is om aan Christus te behoort. Julle behoort aan Christus en Christus behoort aan God. Dis 1 Korintiërs 3:23. En ja, hoe behoort ons aan Christus? Want ons is hier gekoop deur die bloed van Jesus Christus. Die Here het nie alles verniet deurgegaan in my broers en susters. Jesaja 53 dink ek. Ja, Jesaja 53 kan jy werklik gaan deurlees en dan sien jy alreeds hoe die profete geprofeteer het oor die lyding wat Jesus moes deurgaan eendag vir u en vir my. Toe hy daar gegees hulle uit mekaar het geruk is, sy vlees van sy liggaam uitgeskeur is, sy baard uit sy gesig het uitgeruk is, hoe hy gespoeg is, hoe hy verneder is, verneder in sin van hulle het sy klere van hom afgetrek. Hulle het die godheid eintlik van die Here af probeer wegvat. Want hulle slaat 'n bord bo die kruis wat sê, hier is die koning van die Jode. Nee, my broers en susters, hier is die koning van die heelal. Hy het die volmaakte prys betaal. Dit maak nie saak hoe hulle hom ooit verneder het nie. Jy weet, hy het nie 'n blou merkie gemaak nie. Hy het 'n rooi merkie gemaak. Want hy is vir altyd daar. En ja, ek was ontstel, ek was teleurgestel. En ek besef terwyl ek besig is met die Here gisterand, hoe voel die Here? Weet jy wat, so baie mense gee voor ons is kinders van die Here. Ons kan uit 'n blou merkie sien en die persoon aan die ander kant kan dink dat jy luister na die boodskap. Jy is ook opgewonde oor die dinge van die Here. Net om te klik, net om dat hy maar dink, ek luister na sy goed. My broers en susters, ek is net Ben. Ek kan niks in die saligheid doen, ek kan net vir u sê, dis moeite werd om die Here te dien. Dis moeite werd om die gees van God in jou lewe te hê. Dis moeite werd om te weet dat my God en my Here het vir my op die kruis gesterf. En ek het nie nodig om 2 blou merkies te gee om iemand te beïndruk nie. Nee, glad nie. My God is my heelal. Hy is my lewe. Dis vir wie ek wil tevrede stel. Wie ek sit gisterand hier en ek is besig met die Here en daar speel so baie goed deur my verstand, deur my gees en my siel. En dit kom by my op wat die mense, Here, U is heilig. U is heilig, my God, want U is heilige God. En die Here sê vir my, Ben, is 4 lewende wesens wat om my vlieg, 24 ure 'n dag, en my besing, heilig, 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 is die Here God van die heelal, heilig, 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 en dit kom uit 'n heilige hart uit, want dit is in die hemel. En hoeveel maal van ons sê die Here, U is heilig, maar ons harte is nie heilig nie, my broers en susters. En ek kon nie dit goed mooi verstaan nie, en die Here sê, so baie mense sê, I surrender all, Here, ek gee alles in hande oor. Maar dan gaan kyk jy na ons lewens, dan sien ons, maar ons wil nog 'n deel in die wêreld hê. So jy kan nie heilig wees vir God, as jy nog 'n deel in die wêreld wil wees nie. As jy nog iets, miskien net 'n stuk van jou voet nog in hierdie wêreld wil hê, miskien nog iets in hierdie wêreld wil bereik. Dit kom by my op van al my sertifikate, my diplomas en al hierdie goeders wat ek het. Ek sê, Here, ek het, ja, Ben, jy het die kennis, maar het jy werklik waar die Heilige Gees, het jy werklik waar die heiligheid van God in jou wat saak maak? Daai wys net dat jy het geleer, dat jy die woord ken.
Maar jy kan die woord ken soos jy wil, my broers en susters. As God dit nie dat lewe in jou binneste nie, as jy nie lewe soos 'n kind van God nie, as jy nie heilig kan spreek soos die woord van die Here sê nie, as jy nie kan surrender en my hele lewe vir die Here gee nie, dan kan dit maak dit nie saak hoeveel diplomas en sertifikate u het nie. Dit maak nie saak hoeveel u die woord ken nie. As die Here God nie die woord in jou lewe laat lewe nie, as die heerlikheid van God nie uit ons uit kan skyn nie, dan kan ons maak net wat ons wil, my broers en susters. Jy kan vir 'n sieke gaan bid net soos jy wil, want die Here God, die heilige van die heiliges, wat die 4 lewende wesens 24 ure 'n dag God besing. U is heilig, Here, U is heilig, en daai heilige God stuur sy heilige gees in U in my liggaam in, dat ons kan sê die gees van God woon in my, maar my lewe kan dit nie bewys nie. Ek kan nie praat soos 'n kind van God nie, ek kan nie lewe soos 'n kind van die Here nie, ek kan nie wegbly van skinder af nie, ek kan nie wegbly uit die skring van spotters uit nie. Dan is jy nie 'n kind van die Here nie, want dis wat die woord van God sê. As jy heilig is, bly weg van hulle af. Hardloop van hulle af weg. Moenie eens met hulle praat nie. As jy iemand waarsku om in die naam van die Here, want eendag gaan daai persoon voor die Here staan en hy sê, onthou, Ben het eendag iets gesê, dat ek sal voor die Here staan en moet bely. Hoekom het ek nie my sondes bely nie? Hoekom het ek nie Jesus Christus as my God aanvaar nie? Hoekom het ek nie seker gemaak, Here, dat ek op hierdie nou pad saam met U kan wandel nie? Here, ek wil niks deel hê van hierdie wêreld, ek is wel in hierdie wêreld, maar ek is nie van hierdie wêreld nie. Halleluja, broers en susters, ek is opgewonde in my hart, want vanoggend ure kon ek vir die Here sê, dankie Here, dat ek nou weet hoe dit voel, om werklik ware heilige hart te hê, om vir my God te sê, Here, U is heilig, want ek weet, in my hart, in my siel en in my gees, dat ek daai seer gehad en ek kon dit deel met die Here, of om te sê, Here, ek doen dit vir die liefde van God. Ons is daar om mekaar te bemoedig, mekaar te versterk, of mekaar te sê, dit is die moeite werd om vir die Here te lewe, dit is die moeite werd om te weet, dat alles in hierdie wêreld aan my behoort, dit behoort aan my God. Ek het niks nodig om te begeer nie, want die Here het dit al reeds vir my gegee. Halleluja, in die naam van Jesus Christus. As jy aan die Here behoort, behoort alles aan U, want ons is die kerk. Ons behoort aan die Here. Dit maak nie saak wat prediker sê of wie of wat sê nie. Kom, ek sê vir my broers en susters, as jy 'n kind van God is, behoort die hele al saam U. Want die Here sê, alles wat aan my behoort, gee ek vir julle. Gee ek vir julle, alles vir julle, die Vader in my naam vra, sal die Vader vir julle doen. Ek sal vir julle intree by die Vader. My broers en susters, daar is niks vir die wêreld my kan gee nie. Maar U en ek kan vir die wêreld wys wat dit is om 'n kind van God te wees. Kom ons kom uit hierdie onheiligheid uit. Kom ons kom uit hierdie onheilige atmosfeer rondom ons uit. Kom ons kom by die Here uit. Ja, die klikklanks wat daar so in die kerke is, hierdie klik behoort by mekaar en daai klik behoort by mekaar. Dis nie wat God wil hê nie. Ons is die liggaam van Christus in mekaar gebind deur die bloed van die lam. Jesus het nie iemand spesiaal gemaak nie, nee. U word spesiaal die dag as jy Jesus aanneem as jou God en Saligmaker, want dan word die bloedstempel op my hart gesit en gesê, welkom my kind, welkom in my familie, nou behoort jy aan my, en die Heilige Gees kom, en hy neem sy intrek in my liggaam, en hy reinig my van al my sondes, en hy herinner my aan die dinge wat ek verkeerd doen, om vir my te sê, Ben, moet jy dit doen nie. Maar verkondig die evangelie tydig en ontydig. My broers en susters, ja, as jy die blou merkies wil wegvat, that's fine. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor die Here. As jy wil onttrek, wat kan ek doen?
Ja, ek voel seer in my hart. Want die woord van die Here is daar, om vir ons krag te gee, om vir ons mekaar te bemoedig. Kan ek vir iets doen? Ja, ek kan vir u bid en vir u intree en sê, Here, vergewe hulle. Moenie 'n blou merkie aftik. Maak nie saak op wat groep of vir wie of vir wat nie. Om net daai persoon te laat dink dat u luister na sy of haar boodskap. Maar nie werklik waar tik jy net daar, laat daai persoon maar dink. Dit gaan nie oor ons broers en susters, dit gaan oor die Here. En u kan nie die Here bluf nie. So onttrek jy, that's fine. That's fine. Dit is nie lekker in my hart nie. Maar ek kan nie u in die hemel bring, ek kan nie vir u vertel hoe om in die hemel te kom. En dis deur Jesus Christus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe, nie Ben Arnold nie. Nee, ek is net 'n instrument in die hande van die Here, om vir u te kan waarsku, om vir u te kan sê, daar is 'n beter lewe as dit wat u gewoond is, my broers en susters. U kan vandag 'n bankrekening hê wat, ek weet hoeveel nulle agterlaai, maar as jy nie God in die lewe het nie, het jy niks nie, my broers en susters. As jy nie die gees van die Here in die lewe het, het jy niks, my broers en susters. Al het jy 'n ronde nul in die bank, is jy 'n miljonair, as jy die Here Jesus in jou lewe het, want die Here sê, die hele wêreld en alles daarin behoort aan u en aan my, van ons behoort aan Christus. Halleluja. Die Here sê ook in die woord, maak vir jou skatte in die hemel by mekaar, wat dit nie kan, die mot en die roes en die diewe dit kan steel nie, en kan verwoes nie. Maak vir jou skatte in die hemel by mekaar, daar by die Here. Halleluja. En broers en susters, ja, ek is opgewonde, en kom wat wil, huis van gebed is huis van gebed, van die Here het in die tempel ingestaan en gesê, dit is my Vader se tempel. En hierdie tempel is 'n tempel van gebed, dit sal 'n huis van gebed genoem word. En dis hoekom my bediening huis van gebed is, want ek behoort aan God, en ek kan bid die lewende waaragtige Here, en die duiwel en al sy demoniese magte sal dit nie van wegvat nie. Al kom wat wil, al moet ek alleen aan my boodskap kyk, my eer ek die Here, want ek weet God is tevrede, en dis al wat saak maak, broers en susters, is die Here tevrede met dit, is die Here tevrede, laat ons die evangelie van die Here uitdra. Halleluja. En weer eens, mag jy 'n wonderlike naweek hê, mag die Here van die heelal vir u seën, en u salf, en mag hierdie boodskap volgend ook in die hart kom. Is ek werklik waar heilig? Het ek regtig waar surrender? Het ek alles vir die Here gegee? Hierdie woorde wat ek spreek, kom dit werklik waar uit my hart uit, en nie uit my verstand uit nie. Hy sê, hy wat in 'n taal spreek, spreek verborgenheid tot God. Nie uit verstand uit nie, maar uit die hart uit. En my broers en susters, se boodskap kom uit my hart uit. Nie uit my verstand uit, dit kom uit my hart uit. Dit is die gees van die Here. U onthou, ek het vir u gisterand gesê, ek het regtig waar net die hand gevoel, ek was gevoel hoe val die vyand my aan. Met siektes. En ek het vir u gesê, ek kan voel hoe ek in die binnekant, hoe die Here my versterk van binne af. En nie sit ek vermoor, my broers en susters. God kry die eer, want dis die God wat ons dien. Hy versterk en hy vernuwe jou. Halleluja. Mag dit so wees, my broers en susters. Gee dit oor in die hande van die Here. En die Here sal vir u doen. Die Here sal vir u lei. En God sal vir u intree. Halleluja. Ek is so dankbaar om vanmôre met u te wees, om saam met u te kan wees.
En weer eens, my naam is Ben Arnold. As jy graag ons wil uitnooi om by u te kom bedien, dis ons lewe, dis ons passie vir die Here. My selnommer is 078-305-7960. En jy kan net 'n WhatsApp op my foon stuur as jy 'n gebedsversoek het. Ek doen dit met die liefde van die Here, want dis nie ek nie, ek kan dit net voor die voete van die Here neerlê. Vir my broers en susters, ons het die voorreg om in die allerheiligste van God te kan staan, deur die genade van Jesus Christus. En ons kan daai versoeke voor die voete van die neerlê, van God neerlê, en sê, Here, ontferm myself oor hulle ook. Halleluja. My broers en susters, mag jy geseënd wees. Mag God die seën. Mag die Heilige Gees van die Here u seën. Mag die liefde van God werklik waar in u blom. Mag u 'n ligstraal in hierdie donker wêreld wees vir die Here Jesus Christus. En mag u daai begeerte in die binneste hê om, Here, ek wil net anders ter wees as hierdie wêreld. Ek wil nie gelykvormig wees in hierdie wêreld nie, my God. Ek wil dat die son lig van God uit my skyn. Ek wil die liefde van die Here verkondig. En ek wil vir u sê, broers en susters, die Here is lief vir u, net soos u is. Maar as daar sonde in die lewe is, kom weg van hy sonde af. Vra die Here om u te vergewe en nooi die Here in die lewe in. En u sal sien wat se voorreg is dit en wat se eer is dit om die lewende God in ons binneste te hê. En dan kom 'n mens agter, Here, is meer as genoeg. Halleluja. Halleluja. Kom ons doen dit gou gebed. Here, baie dankie vir hierdie woord vanmôre. Ek bid dat u werklik waar elkeen van ons harte sal wees. Here, u het alreeds hierdie hele boodskap was 'n gebed gewees vanoggend, dat ons aan u behoort, Here. Seën en salf elke broer en suster in Jesus naam. En ons eer u, my God. Halleluja. Amen en amen. Shalom, my broers en susters. Die Here seën vir u.